God het vrede met jou bewerkstellig. En hy staan daarby. Niks gaan hom beweeg nie. En dit is ons wegspringplek as ons praat van God se krag tot redding van sonde. Dis ons oorhoofse tema op hierdie stadium in Romeine wat ons nou raak geloop het. God se krag tot redding van sonde. En dit is sy vermoë. En die volgende stap van God se krag tot redding van sonde is ons hoop wat ons het tot ewige lewe. In Romeine dan ook wel vanaf hoofstuk 5 vanaf vers 12 tot vers 21. Maar voor ons daarna gaan kyk, ons het so 'n ry lollipop boompies, julle het seker hulle al gesien daar by ons daar op die eenkantste muur. Wat so styf in 'n ry staan, daar in ons tuin. Maar as hierdie tyd van die jaar, as die ryp nou so begin kom, dan suffer die ouetjie op die punt, want ons vergeet elke keer om hom toe te maak. En dan suffer daai ouetjie daar op die punt. Ek het nou maar sommer so 'n swart plastiek sak om hom getrek op hierdie stadium, net om hom 'n bietjie te beskerm, ek moet nog 'n ordentlike net kry. Maar daai ouetjie op die punt kry swaar. En die ryp vang hom. En dan lyk hy altyd so half bedremmeld. Dis sulke dooie takke en dooie blare en dan tussenin kom maar sulke groen goeters daarom nog deur. So jy wil hom nie uithaal nie, want maar hy lyk nie goed nie. Wat maak jy met daai arme ouetjie? Jy weet, jy staan nou so in twee gedagtes met hom. En dan moet jy allerlei planne begin maak. En jy moet begin opsies uitdink oor, hoe gaan ek nou met hierdie plant maak? Hy is so tussen twee plekke, half dood, half lewend. En dis ons vraag vanoggend. Hoe het dit gekom dat ons dood was en nou lewe verkry het? Hoe sien God dit? Kom ons lees Romeine 5 vers 12 tot 21. Romeine 5 vers 12. Daarom, soos deur een mens die sonde in die wêreld gekom het, as gevolg van die sonde, die dood, so het die dood ook tot alle mense deurgedring, omdat almal gesondig het. Voor die wet was daar reeds sonde in die wêreld. Maar as daar nie 'n wet is nie, word sonde nie toegereken nie. Nietemin het die dood van Adam af tot by Moses geheers, en ook oor die mense wat nie gesondig het, op dieselfde wyse as wat Adam oortree het nie. Adam is 'n voorbeeld wat heen wys na hom wat sou kom. Maar die genadegawe is nie soos die oortreding nie. Want deur die oortreding van een mens baie gesterf het die genade van God, ja, die genadegawe wat deur die een mens, Jesus Christus, gekom het, vir baie mense nog soveel oorvloediger geword. En die gawe is nie soos die gevolg van een mens se sonde nie. Want die oordeel oor een mens se oortreding het tot veroordeling gelei, maar die genadegawe het tot vryspraak van baie oortredings gelei. Want as deur die oortreding van een mens die dood deur daardie mens begin heers het, sal hulle wat die oorvloed van God se genade ontvang, ja, die gawe van sy regverdiging, nog soveel eerder deur die een mens, Jesus Christus, in die lewe regeer. Daarom dan, soos daar deur die oortreding van een mens veroordeling oor alle mense gekom het, so het daar ook deur die een mens se gehoorsaamheid
op sy gehoorsame optrede vir alle mense regverdiging tot die lewe gekom. Want, soos deur die ongehoorsaamheid van een mens baie mense tot sondaars gemaak is, so ook sal deur die gehoorsaamheid van die een baie mense geregverdig word. Die wet het daarby gekom, met die gevolg dat die oortreding toegeneem het. Maar, na mate die sonde toegeneem het, het die genade nog soveel oorvloediger geword. Dus, net soos die sonde deur die dood geheers het, sal ook die genade deur die regverdiging heers en tot die ewige lewe lei deur Jesus Christus ons Here. So een van daai teks, een van daai stukke van Paulus, wat net so gepak is met absoluut alles wat, en nou mens raak skoon lig in jou kop oor alles wat hy sê. Hoe het gekom dat ons dood was en nou lewe verkry het? Oftewel, hoe sien God ons? As hy na die hele prentjie kyk, wat het hy gesien? En ons sien nou die proses van God se genade word nou vir ons duidelik gemaak uit sy oogpunt van dood en lewe. Daar was 'n proses van oortreding wat gelei het tot dood. Ons sien ons van vers 12 tot 14. En dan is daar 'n proses van genade wat lei tot lewe. Vers 15 tot 17. En dan hierdie twee prosesse word dan met mekaar vergelyk en vir ons gewys, waar pas die wet in? Wat het die wet se rol? Kom ons begin by die heel eerste punt. Hoe het die proses van oortreding teenoor God verloop? Vers 12 gee ons 'n treurige verhaal van een mens se ongehoorsaamheid wat lei tot die verval van elke mens. Daarom, soos deur een mens die sonde in die wêreld gekom het, as gevolg van die sonde dood, so het die dood ook tot alle mense deurgedring, omdat almal gesondig het. Dit is inderdaad 'n treurige verhaal van ongehoorsaamheid en verval wat in elke mens van een na almal toe gegaan het. En is dit nou net alles Adam se skuld? Kan ons vanoggend vra? Want ons teks verduidelik vir ons iets daaroor. En ons kan sê ja, dit is Adam se skuld, maar nee, dit is nie net Adam se skuld nie. Ja, want Adam was ons mensdom verteenwoordiger. In ons Genesis reeks het ons dit gesê, hoe Adam die verteenwoordiger van die mens is. En hy skep hierdie presedent van verval, as hy God se waarheid in homself onderdruk, en 'n patroon vir ons almal vestig. Daar begin 'n patroon vir ons almal verloop wat na hom kom. Dis soos daai grammofoonplaat wat ek vir die kinders verduidelik het. As hy krapmerk daar is, dan sit hy. En hy krapmerk sit in ons. Die klag word in Adam gelê op grond van sy verteenwoordigende gesag wat hy misbruik het. Hy was in die tuin geplaas. Hy was veronderstel om, onthou die bewerkwoord wat ons daar geleer het, dis 'n aanbiddingswoord. Hy was veronderstel om daar God se priester te wees en te aanbid. En hy het dit misbruik, want hy wou self beter wees. Hy poog om God te omseil na sy eie wil toe, en sy eie sogenaamde waarheid toe. Maar ons antwoord is vanoggend ook nee. Dit is nie net Adam se skuld nie.
Want ons laaste deel van ons teks sê, want almal het gesondig. Vers 12. Want God sal nie sy nageslag van Adam onregverdig oordeel nie. Daarom moet ons aanvaar, almal het gesondig. Almal het dieselfde proses gevolg en het dieselfde krapmerk. Ons volg vrywilliglik die patroon of die voorbeeld van God se waarheid onderdruk en die verval wat daarmee gepaard gaan, soos wat Adam vir ons voorgestel het. Die groef is dieselfde. En die gebrokenheid met God maak hierdie ons eie natuur. Elke keer wanneer ons dit doen, raak dit net sterker en sterker. God se perspektief hiervan is dat ons keuses lei tot 'n doodsheid. Die dood het tot alle mense deurgedring, sê vers 12. En dit het begin by Adam. God sien die mens nie net as individueel nie. Dit moet ons besef, maar as 'n organisme. Ons is 'n geheel vir God ook. Ons is soos 'n boom, vol takke en blare, verskeie dele van 'n boom, maar dis een boom. En as die wortel, Adam, vrot, dan begin die hele boom vrot en afsterf. Vers 13 en 14 maak dit duidelik dat hierdie nie gebeur as gevolg van 'n wet wat ons breek nie. Kom ons luister vers 13 en vers 14. Voor die wet was daar reeds sonde in die wêreld. Maar as daar nie 'n wet is nie, word sonde nie toegereken nie. Nietemin het die dood van Adam af tot by Moses geheers, ook oor die mense wat nie gesondig het op dieselfde wyse as wat Adam oortree het nie. Adam is 'n voorbeeld wat hierheen wys na hom wat sou kom. God wil ons help. En die verval is duidelik vir hom. Maar ons verstaan dit nie. Daai afbreek is vir ons nie duidelik nie. En hy wil dit vir ons duidelik maak. Anders weet ons nie wat ons doen nie. Wat ons verkeerd doen nie. Waar die fout gegaan het nie. En dan is hy liefdeloos teenoor ons. God is lief vir ons. As jy vir jou kind leer iets is verkeerd, dan doen jy dit tog omdat jy hom liefhet. Nie omdat jy hom haat nie. Jy doen dit omdat jy pyn wil voorkom. En tog is die effek reeds daar. God gee die wet by Moses, maar die effek is lankal al reeds daar. En ons moet daarmee saamleef. Want die wet help nie die proses omkeer nie. Paulus is duidelik hieroor, die wet help nie om die wet te hou, help nie om die proses om te keer nie. Maar dit verduidelik die proses van verval vir ons. Ons begin besef waar ons toestand regtig ons laat. Soos wat ons die wet dan ook breek. Want ons hou nie die wet wat Moses gegee het nie. 10 gebooie. En of daar nou een waarskuwing is, soos met Adam het een waarskuwing gekry, moenie van die boom van lewe eet nie, van goed en kwaad nie, onderskeiding van goed en kwaad nie. Of het nou 'n reeks
waarskuwings is, soos met Moses, wanneer hy vir ons die 10 gebooie gee, wanneer God vir ons die 10 gebooie gee. Dit bewys die verval wat reeds in elkeen van ons pos gevat het en ons laat verdor tot dooie takke en blare. Groen is weg. Lewe het ons verlaat. Maar in vers 14b sien God iets dieper raak. Adam is 'n voorbeeld wat heen wys na hom wat sou kom. Die een wat die valse patroon vestig, wys heen na die een wat die ware patroon kom herstel. Dis wat God raak sien. Iemand moet hierdie valse patroon met die oorspronklike kom vervang. Wat oorspronklik die bedoeling was. Ons het 'n tipe Adam verteenwoordiger nodig. Soos wat hy die mensdom verteenwoordig het ons 'n nuwe verteenwoordiger van die mensdom nodig om met die oorspronklike waarheid te kom uitleef, nie te onderdruk nie, en dan vir ons voort te hou. 'n nuwe patroon, 'n nuwe groef in die plaat. Adam wys heen na iemand wat sou kom en dit reg kom stel vir ons. En dit bring ons by ons tweede punt, die proses van genade wat nou vir ons na vore gekom het, vers 15 tot vers 17. Maar die genadegawe is nie soos die oortreding nie. Want as deur die oortreding van een mens baie gesterf het die genade van God, ja, die genadegawe wat deur die een mens, Jesus Christus, gekom het, vir baie nog soveel oorvloediger geword. En die gawe is nie soos die gevolg van een mens se sonde nie. Want die oordeel oor een mens se oortreding het tot veroordeling gelei. Maar die genadegawe het tot vryspraak van baie oortredings gelei. Want as deur die oortreding van een mens die dood deur daardie mens begin heers het, sal hulle wat oor die oorvloed van God se genade ontvang, ja, die genade van sy regverdiging, nog soveel eerder deur die een mens, Jesus Christus, in die lewe regeer. Vers 15 sê vir ons, hierdie proses van genade wat vir ons gegee word, verskil wesentlik van die proses van oortreding. Die patroon van genade verskil wesentlik van die patroon van oortreding. Een patroon van oortreding in die wortel van Adam, die Adam van die boom van ons mensdom, daai patroon lei die boom in die patroon wat die mense doel om God te aanbid, afsterf. Dis die patroon wat ons nou gesien het. En dit lei tot dood. Doodsverhoudings. Maar een mens, Jesus Christus, kom vervang hierdie patroon van afsterf deur die waarheid van God na te kom, namens almal, namens die boom van die mensdom, waar dit saak maak, by die wortel, as die mens se nuwe verteenwoordiger. Adam is ou verteenwoordiger wat daai wortel se dood veroorsaak. Christus wat die nuwe mens, die wortel se nuwe lewe veroorsaak, wat die boom weer affekteer en van niets af laat groei. Hierdie genade is onvoorwaardelik tot ons beskikking vir die hele mensedomboom. Hoe sien God hierdie proses van genade?
Hy sien dit as meer oorvloedig as die oorspronklike waarvoor die boom gemaak was. Hy sien dit as meer oorvloedig as die doodsheid wat ingetree het. God se genade is meer oorvloedig as die som totaal van verval en oordeel wat ooit kon plaasvind waar en wat God moes veroordeel. En dit bewys dat God se genade is meer oorvloedig as sy oordeel. Dit is een oortreding en een sonde deur een mens, maar 'n oorvloed van genade vir alle mense in al hulle oortreding, as hulle net na hom toe kom. En so word die dood vervang met meer oorvloedige lewe. Dit is nie net 'n uitbalanseer nie. Die lewe in Christus is meer oorvloedig as wat dit ons ooit kan dink. Ek wil vandag 'n vraag vra. Sit vir 'n oomblik die wat nie tot bekering kom nie, of die evangelie nie hoor nie op sy. Kom ons sit net eers daai idee, net vir 'n oomblik op sy. En dan vra ons mekaar, in beginsel, kan die genade van God deur Jesus elke mens in die geskiedenis van ons en in die toekoms wat ons nog voor ons het, regverdig en ewige lewe gee? Elke mens wat bestaan het, elke mens wat nog sal bestaan, kan hy? Ja, hy kan. Die antwoord is eenvoudig, dis sonder voorwaarde. Ja, God kan. Want vers 17 sê, want as deur die oortreding van die een mens die dood deur daardie mens begin heers het, sal hulle wat die oorvloed van God se genade ontvang, ja, die gawe van sy regverdiging, nog soveel eerder deur die een mens, Jesus Christus, in die lewe regeer. Die dood het ontwikkel uit een mens en oorheers ons. Een vir een. Dit oorheers jou een vir een van ons eie oortredings. Maar die een mens kom, die mens met die hoofletter, Jesus Christus, en hy neem ons een vir een en hy regverdig ons met sy prys wat hy betaal het, tot 'n meer as volledige lewe wat heers oor al ons oortredings. Hy kan dit vir almal doen. Daar is geen perk aan wat Christus gedoen het nie. Hoe sien God hierdie hele gebeurtenis uitspeel? Kom ons lees vers 18 tot 21. Daarom dan, dit is nou amper soos 'n samevatting wat hy nou maak, en dan sit hy nog iets by. Paulus sit nou vir ons nog 'n dingetjie by. Daarom dan, soos daar deur die oortreding van een mens veroordeling tot alle mense gekom het, so het daar ook deur die een mens se gehoorsame optrede vir alle mense regverdiging tot lewe gekom. Want soos deur die ongehoorsaamheid van een mens baie mense tot sondaars gemaak is, so ook sal deur die gehoorsaamheid van daardie een, hoofletter 1,
baie mense geregverdig word. Die wet het daarbey gekom met die gevolg dat die oortreding toegeneem het. Maar naarmate die sonde toegeneem het, het die genade nog soveel oorvloediger geword. Dus, net soos die sonde deur die dood geheers het, sal ook die genade deur die regverdiging heers en tot die ewige lewe lei deur Jesus Christus ons Here. God sien nie die hele gebeurtenis deur die eeue heen, van die begin tot die einde. God sien dit, die twee parte daarvan, duidelik uitspeel in elke mens. Wat vers 18 en vers 19 vir ons opsom. Elke mens gaan deur hierdie proses. God sien hoe alles teruglei na Adam toe, die ou mens verteenwoordiger, waaruit oortreding en ongehoorsaamheid die mens se toestand geword het. Dis ons almal se toestand. God sien hierdie toestand kan nie deur hom aanvaar word nie. Hy moet dit oordeel. Hy moet dit afkeur. En hy moet dit regstel. Ek hoop jy hoor wat ek sê. As God dit oordeel, as God dit afkeur, dan gaan hy dit regstel. Hy stap nie weg nie. En hoe hy dit regstel, is baie belangrik vir jou en vir my om te verstaan. Want hy doen dit op 'n spesifieke manier. Daar's net een manier. Dis deur Jesus Christus. En die regstelling vind deur die nuwe mens verteenwoordiger plaas. Jesus Christus. Wat aan God gehoorsaam leef as hy aarde toe kom. En sy waarheid kom vestig, God se waarheid kom vestig, bevestig dit. En dan namens die mense eie regverdiging met God as nuwe lewe vir die mens voorsien. In die verhouding met God, daar's nuwe lewe wat begin uitvloei. Die blare raak weer groen. Die boom het nuwe lewe. Nou vir ons om hierdie probleem en hierdie regstelling reg te verstaan, het ons 'n instrument van verduideliking nodig. Dis hoekom Paulus die wet weer in die saak inbring. Vers 21 en vers 20 en 21. Die wet het daarby gekom met die gevolg dat die oortreding toegeneem het, maar naarmate die sonde toegeneem het, het die genade nog soveel oorvloediger geword. Dit vir ons kom reg verduidelik. God voeg die wet van Moses by. Soos Adam daai een wet gehad het. Kom voeg God die wet van Moses by, sodat ons meer bewus kan word van die omvang van ons oortreding. Hoe ver dit regtig strek. En ons toestand van doodsheid met hom, met God. Hoe ver ons doodsheid regtig strek. Ons is dood. En ons verstaan beter hoekom ons eintlik dood is vir God. Want hy moet ons oordeel. Hy moet ons ter dood veroordeel. Hy moet na daai boompie toe stap en hy moet die blare vat en hy moet die tak vat en hy moet die stam vat en hy moet hom voel, hy moet na die wortel kyk en hy moet sê hierdie boom,
boom is dood. Die dood heers in hierdie opsig van daar is geen lewe in ons toestand oor nie. Daar's niks wat God of ek kan gebruik tot ons verhouding nie. Niks. Dit's weg. Maar soos ek dit meer verstaan, dat dit die situasie is, dat dit die geval is, raak Jesus se lewende herstel ook vir my meer duidelik. Hy bring die nuwe lewe in hierdie boom in. Lewe heers onder Jesus se genade geskenk van ons weer regverdig maak met God. Dan oorheers lewe. En die boom is groen. Hy dra sy vrug. Dit is veel meer as net, okay, nou is jy neutraal met God, God het jou vergewe, jy's nou net, jy moet nou net neutraal, jy het daarom nou net alles weer op die normaal, en nou moet jy weer wys dat jy kan. Nee, dis nie wat hier staan nie. Jy is nou in dieselfde tipe lewe as wat Jesus geleef het. Hy het dit vir jou geleef en jy leef in dit. Dis 'n nuwe vorm van lewe wat 'n doel het in God se ewigheidsplan dat jy hom verheerlik. Daarom is hierdie lewe soos in Christus voor die Vader. Totaal al oorvloedig. Maar jy kry dit net in Christus. Waarna soek jy in jou lewe? Het jy al na jou gekrapte plaat geluister? Ek weet nie van jou nie, maar ek voel hierdie lewe is maar net soveel keer net patroonagtig. En hy krap herhaal net. Daar's nie mening nie, daar's nie rigting nie. Dit krap. Elke keer wanneer ek musiek wil maak, dan hoor ek die krap. Elke keer probeer ek 'n nuwe rigting inslaan. Ek sê ek gaan dit nou hierdie keer reg doen. Maar die ou groef wat in die plaat sit van gewoonte, trek my maar net weer terug na 'n ou teleurstellende resultaat wat net nie vervul nie. Dit werk nie. Dit los my leeg. En dan probeer jy weer, en jy voel dit in jou gut, dit gaan nie werk nie. Maar dan volg jy maar net weer dieselfde ou patroontjie in jou eie begeertes, in jou eie kop, en in jou eie emosies, met jou eie mond, met jou eie voete en met jou eie hande. Jy leef dit uit. Jou eie waarheid val jou. En dit het daai doodsheid gevoel aan dit. Jy besef hierdie is dood. Maar ek herhaal dit elke keer net weer. Maar daar's hoop. Want God sien dit anders. En daarom het Jesus anders gelewe. En dis ons hoop. Omdat Jesus anders gelewe het en dit ons gun, is dit vir ons 'n ander lewe. Jesus se lewe gee lewe. Dit haal die groef
van jou lewe genadiglik uit, haal die plaat af, en hy sit 'n nuwe plaat op, sodat jy sy nuwe lewe kan ervaar. Die musiek van sy nuwe lewe. Dit is nie beter reëls, of beter planne, of 'n beter uitkyk op die lewe, wat jou gaan help nie. Maar dis die persoon Jesus Christus, wat jou stuur, na 'n nuwe lewe, op sy patroon, in sy lewe. Jesus se lewe is 'n groef, in God se waarheid wat jou vervul, tot regtig lewe saam met God in Christus. Soos wat Jesus saam met sy Vader lewe, so lewe jy nou saam met hom as jy hom aangeneem het. En daarvoor moet jy verstaan, jy moet uit jou eie ou groef gehaal word. Jy kan dit nie self doen nie. Want jou groef dra niks by nie. Jy het 'n nuwe groef nodig. Jy moet Jesus se groef aanvaar en vertrou, net soos hy dit vir jou aanbied. Bly jou groef. Gee Christus se lewe jou vertroue. Volg hom. Dit is lewe wat meer as die volheid van jouself is. Ons vrees altyd so. Maar ek gaan myself verloor as ek Christus volg. Nee. Jy gaan soveel meer lewe hê. En jy kry dit verniet. Jy kry dit net in Jesus self. Volg hom. Amen.